So, die groot mooi woord vir dit wat ons vanaand oor gaan praat is eskatologie. Sê so 'n bietjie eskatologie vir iemand langs jou. Jy moet nou nie dit probeer as 'n pick-up line as jou vrou weer bel. James, jy vir haar boodskap stuur vir haar, sê sy hoe lyk dit met so 'n bietjie eskatologie nie, nee. It's not foreign. So dit beteken is maar net die leer van die eindtye, nee, van hierdie goeders in die laaste dae. En dan gaan ons die manier hoe jy dit hanteer is hoe ons dit op gaan breek, ons gaan dit sistematies gaan ons doen, nee. So, ek gaan 'n stukkie praat en dan gaan Jacques vir julle ouens 'n bietjie met julle praat en dan gaan ons saam praat en dan gaan ons vir julle tyd gee om vrae te vra. Dat ons 'n bietjie oor hierdie goeders kan gesels, want ek dink is belangrik dat as jy vra het, dat jy 'n bietjie daaroor kan met ons kan hoor wat is ons mening, so wat sê die Bybel vir ons rondom dit. So, right. So ek wil begin by dit wat plaasgevind het hierdie afgelope tyd. Julle het gehoor, Jacques het dit aangehaal, ek het dit genoem terwyl ek besig was om te preek, het ek met julle gepraat oor die aankondigings van hierdie datums. En as ongelukkig as nou 'n paar mense wat 'n bietjie ontsteld is omdat ons hierdie ouens wat oor die goed is wat dit uitgeroep het, Dani Botha en hierdie brother Joshua, hoe homself noem, is daar mense wat nie altyd lekker verstaan hoekom jy dit doen nie, want ons Christene het ons het goeie harte. Ons wil tog nie hê daar moet twee spalk wees nie, en ons wil tog nie hê ons moet lelik met mense wees nie. En ongelukkig die rede, dis nie verkeerd om 'n hart van genade te hê nie. Maar dit is verskriklik belangrik dat ek en jy moet weet, wat leer die Bybel ons oor wat moet ons doen met mense wat dwaalleer onder ons verkondig. Die Bybel sê, wanneer mense kom en hulle verkondig dwaalleer, dan is dit die gees van die antichrist wat in daai mense werk. En ons probleem is, ons sien 'n mens raak, en ons sien 'n mens se trekrekord, en ons sien vir hoeveel donkie jare het iemand vir die Here gewerk, en hy het goeie werk gedoen, en hy was effektief in die koninkryk van God gewees. Die probleem is, ek kan nie die vrug wat ek nou sien, ek kan nie daai vrug afskryf of minimaliseer as gevolg van dit wat ek in die verlede gesien het nie. Want wat die persoon op die oomblik doen, die een wat die dwaling bring, die een wat verwarring bring, is hy kanselleer alles wat hy tot op hierdie stadium gedoen het. Want wat hy nou doen, bring groter skade. En dit is ons werk as herders, en dis wat mense nie altyd verstaan nie. 'n Herder se werk is om die skape te beskerm. En ongelukkig wanneer ons oor hierdie goeters praat, dan vat mense baie keer aanstoot, want dit klink asof ons nou lelik is en asof ons nie genade het nie. En dis hoekom ek vanaand wil afskop, en ek wil hê jy moet hoor, wat sê God se woord oor dit. Want ek en jy moet leer om ons emosies uit die pad uit te kry. Ons emosies is ons probleem, want nou wil ons die Bybel lees deur daai filter van ons emosies. En as ons dit toelaat, dan beteken dit is hoe die duiwel dit gaan regkry om al hierdie goed binne in die kerk in te bring. Stupid voorbeeld, verskoon my, ek weet dit klink vir julle asof ek op hierdie ding hamer, maar is goeders wat voor ons oog gebeur en dis 'n baie praktiese ding. 'n Paar jaar terug het die NG Kerk het hulle begin hom en ha oor wat doen hulle met homoseksuele lidmate. Onthou julle? Dit was so groot hoeha geweest, die hele land vol. Hulle synodes het gesit, hulle het vergaderings gehou, hulle het verskriklike diep ondersoek gedoen, na die skrif toe gegaan oor hoe moet hulle hierdie goeders hanteer. En op die einde van die dag het hulle 'n call gemaak en gesê, maar hulle aanvaar hierdie mense, en toe begin daar 'n snaakse ding, toe begin daar 'n ander been opstaan, en skielik toe begin daar dominees, leraars, uit die kas uitklim, wat sê, maar ons is gay. En omdat ons gay is, en julle die leer van die kerk nou so aangepas het, nou moet julle ons aanvaar dat ons gay dominees mag hê. So met goeie intensies, omdat hulle harte soveel mense wou bereik as moontlik, het hulle hierdie goddelose ding binne in hulle kerk ingebring. En dit het 'n skeuring veroorsaak. Daar's 'n klomp gemeentes wat weggebreek het, want hulle kon nie saamstem met wat hierdie ouens besluit het nie. En dis die probleem met wanneer jy met jou emosies na God se woord toe gaan. Hierdie is 'n waarheid. Jesus het gesê, hierdie is 'n boodskap van aanstoot. Sê so 'n bietjie aanstoot. Wat beteken dit? Dit gaan jou aanstoot gee, dit gaan jou voor die bors gryp. En jy gaan nie like wat jy hoor nie, want jou vlees en jou menswees gaan nie wil saamstem met dit nie. En dis waar ons as kinders van die Here moet besef, dis waar ek moet kan onderskei. Ek kan nie op my gevoelens gaan nie, ek moet op God se woord gaan. As ek nie op God se woord gaan nie, dis presies hoe die duiwel dit regkry om verleiding en misleiding in die kerk te bring. Verstaan julle ouens dit?
Dit klink dalk wreed, dit klink dalk of ons onsensitief is, maar as ons dit nie doen nie, en Paulus was baie duidelik oor hierdie leerstelling, en dis hoekom ons vanaand so 'n bietjie daaroor gaan begin. So ek wil hê jy moet gou saam met my jou Bybel oopmaak, want jy moet dit vanaand lees. Jy moenie vanaand hoor wat sê ek nie, jy moet hoor wat sê die woord van God. So ek wil hê jy moet saam met my oopmaak by Lukas 21. Ons gaan begin by wat Jesus hieroor sê. Vers 8. Hierdie gedeelte gaan oor die tekens van die tye en die eindtye. Het gaan oor die tekens en oor wat in die einde van daai tye gaan gebeur. Hoor net wat sê Jesus hier in vers 8. And he said, take heed that you do not be deceived. Wat beteken deceived? Wat beteken dit om te mislei? Weggelei word van die waarheid af. Okay? So take heed, pas op, né? Wees wakker. For many will come in my name saying, I am he. So daar gaan mense kom wat sê, kyk, ek is die Christus. Julle moet my volg, ek het die openbaring, né? En dan praat hy van die tweede groep en hy sê, en dan gaan 'n ander kom en hy wil sê, and the time has drawn near. Wat sê die Afrikaanse vertaling nou? Die tyd het aangebreek. Wat beteken dit? Hulle gaan sê die tyd van Jesus se koms het aangebreek. Hoor nou wat sê Jesus, wat moet jy daar doen? Hy sê, therefore, do not go after them. Wat het Dani Botha en daai brother Joshua gedoen? As jy daai skrifgie lees, wat het hulle gedoen? Het hulle gesê hulle is Jesus? Nee, maar wat het hulle wel gedoen? Hulle het gesê sy tyd het aangebreek. En hulle het op hulle koppe gestaan, hulle het honderde biljoene persente aangebied vir versekering. Onthou julle, die van julle wat daarna geluister het. Nou sê Jesus, ons verlosser sê, do not go after them. Wat het mense gedoen? They went after them. Amen. So ek wil hê jy moet nou sien, dis wat jou Jesus daar vir jou sê. Nou spring jy saam met my, dan kyk jy gou wat sê Paulus, wat leer Paulus vir ons? Blaai gou saam met my na Timoteus, 1 Timoteus 4 toe. Nie worry nie, ek gaan nie baie tyd op dit spandeer nie. Ek wil net hê julle moet hierdie weet. Skus. Miskien voor ons so toe gaan eers na Tessalonisense toe. 1 Tessalonisense 5, 1 Tessalonisense 5. Vers 2. Hy sê, for you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. Hulle gaan sê vrede, peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. So hier sê hy vir hulle, julle gaan presies weet wanneer is daai tye. Né? En Jacques gaan dit nou vir ons beskryf. Nou gaan jy na 2 Tessalonisense 2 toe. Dis die volgende boek. Van vers 1 af, 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 1. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering to him in the, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled either by the Spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of the Lord had come. Vers 3. Let no one deceive you by any means. Wat beteken dit in Afrikaans? Moet laat enige iemand onder geen omstandighede julle mislei oor hierdie ding nie.
Nou kan jy saam met my blaai na 1 Timoteus toe. Is julle daar? Hoofstuk 4, skus man, 1 Timoteus 4. Hy sê, now the Spirit is expressly says that in the latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. Dan sê hy, but they will tell people not to marry, hy gaan vir hulle klomp goeie sê, maar sien julle wat sê, wat gaan in die laaste dae gebeur? Wat sê jou Bybel daar, daai eerste gedeelte, wat gaan gebeur? Vers 1, gaan van die geloof afvallig raak. Wat gaan met hulle gebeur? Hulle gaan na demoniese leringe toe draai. Dis wat gebeur wanneer jy deceived is. Jy kom onder die beheer van 'n demoon. Dis die gees van die anti-kris. Dan kan jy saam met my gou blaai na 2 Timoteus 3 vers 13. Hy sê, but evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Evil men and impostors. Wat is 'n imposter? Dit beteken dis iemand wat in ons geleedere ingekom het. Dis een van ons. Dis nie iemand wat ons van buitekant af vang nie, dis iemand in die binnekant wat ons vang. They will grow worse and worse. En wat sê hy, wat gaan hulle doen? Deceiving and being deceived. En dis nou wat ek vanaand, ek gaan vir jou so twee videoklips speel. Want ek wil hê jy moet begin kan identifiseer, hoe lyk dit en hoe klink dit wanneer iemand besig is om jou te mislei, en ek wil hê jy moet hoor, hoe klink so 'n persoon wanneer hy mislei was. Is julle by my? Nou vir die van julle wat nou 'n bietjie, wat worstel met hierdie ding oor, hoekom noem ons hierdie ouens by naam uit, ek wil hê jy moet gou gesien wat sê Paulus. Hy praat hier in, ekskuus julle, maar ek wil nou, Paulus het nou spesifiek 2 ouens hier by naam uitgenoem. Daar sê, gaan gou vir my na vers 6 toe, van hoofstuk 3 vers 6. Is julle daar? 2 Timoteus 3 vers 6. Hy sê, for of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Hy praat hier van hierdie tipe mense, wat verlei en mislei onder ons. Now as Jannes and Jambres resisted Moses, so these also resist the truth. Men of corrupt minds disapproved concerning the faith. Hoor julle wat sê hy? Hy noem hierdie ouens by hulle name uit. Dis wat ons moet doen. Hoekom? Want ons moet mense teen dit waarsku. As ons nie mense waarsku nie, ouens, is ons aandadig wanneer hierdie ouens dit regkry om te kan kom mislei en verlei tussen ons. Okay, so Jacques, speel gou vir ons, ek wil net met gou hierdie eerste klip sien, en dan wil ek julle moet gou hoor wat gebeur hierso. To start.
And when I put on the television and I saw the date that Joshua is giving, I put two and two together, and that was my mistake. And I do not say by that he is false or he is a false prophet, because I cannot say he's a liar and that the Lord did not appear to him. On the contrary, I think he's much more spiritual than 90% of the people in the world, not even in South Africa. And he's truly a man of God. And I will see him Sunday. He's coming to dine with me here, and we are going to pray together, and we're going to come before the Lord. And let's see what the Lord is telling us in our hearts and our spirits and our minds, because to the Lord, it's not about our feelings. To the Lord, it's always about souls, to get souls into the kingdom. And I think in that regard, God has truly accomplished, I think, what needed to be accomplished by sending out a message that people must get their lives right and in order with God. Dankie. Hoor julle dit? So ons verskoon my, ek probeer nie 'n ou slaan met 'n sambok nie. Ek wil hê ons as kinders van God moet begin wakker word en begin hoor wat is besig om voor ons te gebeur. Daai ou sê, daai ou wat daai datums gegee het, is 90% meer geestelik. Of is meer geestelik as 90% van die mense in ons land. Of in die wêreld, ekskuus. Verstaan julle? Nadat Jesus ons gewaarsku en gesê het, niemand ken die tyd nie, het hulle al twee, ek wil julle nou nie verveel met al die ander goeders nie, maar die van ons wat gehoor het, hulle het gesê, in die naam van Jesus, ek waarsku, ek smeek, ek pleit by julle. Nou sê hierdie ander, ek gaan nie om verskoning vra vir dit nie. Die van julle wat nie weet nie, hy het die datum weer verander. Ek weet nie of jy daai stukkie ingesit het nie, Jacques. Het jy hom? Nee, is right. Ek wil hê by jou goed uitkom. Hy het die datum verander toe hy weer terug gaan om te gaan verduidelik hoekom Jesus nie gekom het nie. Toe sê hy nee, ekskuusie man. Ek het 'n foutjie gemaak. Ek het besef, na die tyd het ek besef, die Here het vir my, ek het nie reg gehoor nie. Ek het op die Gregorian kalender gewerk, in ander woorde, ons kalender wat ons gebruik. Ek moes op die lunar kalender gewerk het. So dan moet jy, ek dink 14 dae, nee, moet jy byplaas. So, maak julle reg, die 7de Oktober, is dit sulke tyd. Hoor julle hoe belaglik raak dit? Hoor wat sê Dani? Hy sê dat hy dink God het in elk geval nog steeds 'n goeie ding in hierdie saak laat gebeur. So hy het gelieg in die naam van die Here. So God het 'n goeie ding gedoen omdat hy gelieg het in die naam van die Here. Sien julle hoe kry julle dit reg om ons te mislei? En dis hoekom ons nie worry oor 'n vyand van buitekant af nie. Ons moet worry oor die ouens tussen ons en saam met ons mense. En as ons nie die woord en die waarheid ken nie, ouens, is ons in die moeilikheid. Hoor wat sê die Here, wat moet ons doen met sulke mense? Jy kan bly daar by Timoteus. 1 Timoteus 6 vers 3. 1 Timoteus 6 vers 3. Highlight hom, skribbel hom. If anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with godliness, he is proud, knowing nothing, but is obsessed with disputes and arguments over words, from which come envy, strife, wranglings, and men of corrupt minds and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gains. From such withdraw yourself. Hierdie ouens het niks waarheid gepraat nie. Inteendeel, hulle het die waarheid verdraai. Hulle het reg teen die lering van Christus Jesus gegaan. Sien julle dit so? Hulle teen dit wat Jesus gegaan het hulle gegaan. Nou sê hy, van daai tipe mense moet ons af wegbly. As hy gerepent het, en hy het gesê, ouens, ek is jammer. Hierdie lering van my, hierdie idee van my, wat ek gekry het, hierdie trompette wat ek gehoor het, geblaas het in my kop. Ek het dalk te veel mushrooms geëet iewers, en nou het ek hierdie klomp goed in die hotelkamer geëet, nee? Ek is so jammer, julle ouens, ek was onder misleiding, ek het verkeerd gehoor, vergewe my. Dit's true repentance. Jy laat staan jou lering. Maar nou vra jy nie om verskoning vir jou lering nie, jy vra net om verskoning
omdat die datum nie reg was nie. Dis al wat die onverskoning oor vra. Dis hoekom die Bybel sê, bly van sulke mense af weg. Kerk, dis hoekom Jesus vir ons gesê het, pas op, do not be deceived. Here Jesus se woorde, do not be deceived. Ok, so verstaan julle almal dit? Wil iemand ietsie oor dit vra? Is ons almal op dieselfde bladsy? So, ons gaan nie aanhou om 'n Dani Botha te slaan nie. Maar kom ek jou sê, as ek hoor hy's besig met dit, ek gaan dit publiek maak. So vers wat ek kan, want as ek stil bly, is ek aandadig daar. As mense met jou praat en sê, hy het eintlik 'n goeie ding probeer doen, soos wat hy nou daar op die laaste gesê het. Ag, jy weet eintlik hierdie Here, eintlik maar, kyk hoeveel mense het by die Here uitgekom. Ouens, weet julle wat se skade het ons in die wêreld gekry? Die Christene kyk vir ons, daar's 'n ou, is 'n ateïs. Hy het, ek het 'n stuk gelees, 'n blog wat hy geskryf het oor hierdie storie. Hy het nou al vir Dani vir 'n hele tyd, terwyl hy besig was om te profeteer, gevolg en hom gespot en hom geterg. Selfs hy het geweet, daai datum gaan nie werk nie. En toe dit nou nie gebeur nie, toe was hy nou sy mond uit, nê? En hy maak nou 'n klomp aanmerkings. En hy gee ons gas, en hy gee vir Dani gas. En ek skryf 'n brief vir jou. En ek sê vir hom, ek sê jy's doodreg. Ek vra om verskoning namens ons ander Christene en namens die kerk, want wat daai ou gedoen het, is nie wat Jesus ons geleer het nie. Ek sê, en jy het 'n reg om hom uit te haal, jy het 'n reg om hom te roer, want hy maak ons Christus in ons boodskap, maak hy cheap in die wêreld se oë. Nou sê jy dalk, Jesus Dion, maar maak dit saak wat die wêreld van ons dink? Ja. Het jy geweet die Bybel sê dat ons moet 'n goeie getuienis hê by die wêreld? As jy 'n leier in die kerk wil word, Paulus leer dit, as jy 'n leier in die kerk wil word, een van die kwaliteite wat jy moet hê is, jy moet 'n goeie reputasie by die wêreld hê. Hierdie ouens is nie goeie reputasie vir ons nie. Dit maak ons af asof ons regtig agteraf is. Asof ons Christene vaak en vlak is, dat ons nie self weet hoe om ons eie mense te oordeel nie. Ons veroordeel hom nie, maar ons moet beoordeel. Ons is geroep om dit te doen. Ons moet mekaar vermaan. Ons moet mekaar uitwys. Dis wat Paulus ons leer. So, vir daai rede wil ek net hê, wees wakker, wees nigter, help die mense reg. Want die 7de, ek sê nou vir jou, daar's mense wat weer wag vir die 7de. Dis hoe gullible ons is. Dis hoe gullible ons mense is. Hoekom? Want hulle het nie fondasie nie. Is dit reg so? Jackie, kom asseblief eens hier. So Jacques gaan uit dit uit, ek hom gevra om vir ons 'n bietjie inleiding te gee oor wat is dit presies wat ons dan nou voor moet wag? En as hulle datums dan nou verkeerd is, wat is dan nou die regte datums? So vanaand gaan ek en Jacques nou vir julle die regte, egte datum gee, hoor? So wat ek julle wil vra, en ons sê dit gereeld, en dis iets wat ek ook maar nou leer, is elkeen van ons sit met 'n bril aan, okay? 'n figuurlike bril, 'n lens waardeur jy na die Bybel kyk, en daai lens word gevorm deur alles wat jy al geleer is en gehoor het. Ek en jy moet leer om daai bril af te haal en toe te laat dat die woord sê wat dit sê, al is dit moeilik. Nie moeilik om te verstaan nie, al is dit moeilik vir my, want ek kan nie glo dit is so nie. So ons moet toelaat dat wanneer ons goeders lees, wat vir ons teenstrydig is met dit waarvandaan ons kom, met dit wat ons geleer is deur die jare, as dit clash, moet ons vra hoekom. En ons moet toelaat dat dit sê wat dit sê, want dit was my storie. Ek het lering ontvang, en ek het na die skrif gekyk met 'n bril op. Julle ken hierdie safety brille wat so geel is. As jy na 'n ding kyk, sien jy die ware kleure? Nee, jy sien dit deur die lens, deur die, ek moes dit afhaal en sê, is dit eintlik wat dit sê? Want jy kan baie maklik in hierdie skrif goeders inlees, wat nie daar staan nie. En dan gaan ons teleurgesteld wees, want dit is nie die waarheid nie. Ek wil ook vra, asseblief, hierdie wegraping, eindtyd goed, daar is soveel verskillende maniere om na dit te kyk. Kom ons laat net toe dat die skrif sê wat dit sê, en die wegraping is nie iets wat ons moet toelaat wat ons laat split nie. Jy glo nie soos ek glo nie, ek kom nie weer na julle gemeente toe nie. Dis stupid, okay?
die wegraping, jou verstaan van dit, het wel definitiewe implikasies, wat ons vanaand gaan na kyk. Hoe jy dit sien, het definitiewe implikasies, maar dis nie iets wat ons moet, jy's van daai kamp wat sê hy kom dan, ek is van hierdie kamp wat sê hy kom hierdie kyk, ons kan nie meer vriende wees nie. Dis dof. Dis regtig dof. Kom ons doen asseblief nie dit nie. Ek moet sê, die een ding wat my vies gemaak het, is toe die ouens sê, weet jy wat, dis nie broederlike liefde om mekaar so aan te spreek nie. Ek sê ek, hoe werk dit? Moenie broederlike liefde gebruik as 'n rookskerm om weg te kom met wat jy wil nie. Weet, Jesus, het hy baie broederlike liefde met Petrus gehad, toe Petrus met mooi intensies gesê, Here, u gaan nie, en hy's like, get behind me, Satan. Paulus het byvoorbeeld, toe Petrus die hypocriet gespeel het tussen die mense, toe sê hy, ek het hom reguit in sy gesig aangespreek. Hoekom? Because he was to be blamed. So, in elk geval. Ek wil net sê, Wenners was my gunsteling liedjie toe ek 'n kind was. Rarig, daar was my Wenners. Okay, die wegraping. So hier's nou wat gebeur het. Hierdie ouens het nou al hierdie goeters gedoen en dit het weer massa verwarring gesaai onder die mense, en ek stap nou die dag in die huis en ek hoor Zelda luister 'n ding op Facebook, 'n baie bekende Afrikaanse, wat noem jy, influencer, 'n influencer, 'n invloeder, wat ek al. En ek hoor hy sê, mense asseblief, moenie simpel wees nie, die wegraping is nie in die Bybel nie. En ek is soos, hou ek so gevas? En ek verstaan hoekom hy dit sê. Want die ouens wat hierdie goeters doen, saai verwarring en dit maak mense deur mekaar, want hulle verwar twee goeters met mekaar. So die wegraping is 'n definitiewe gebeurtenis wat gaan plaasvind in die toekoms iewers. Ons het 'n idee wanneer in terme van goed wat moet gebeur. Okay? So as jy dit hoor, gaan jy sê, maar dis nie wat ek geleer is nie, dis okay. Kom ons lê ruimte om te verskil met mekaar. Dis 'n definitiewe gebeurtenis wat gaan plaasvind. Kan jy daai eerste slide opsit? Ek het sommer slides so probeer maak. Okay, so die woord wegraap, net uit die woordeboek, om iets wegvat, deur dit haastig te gryp, amper soos die koekies op 'n Sondag in die koffieshop, opraap om weg te neem, om weg te ruk. Okay, so mense is 100% reg wanneer hulle sê die woord rapture of wegraping is glad nie in jou Bybel nie. Jy gaan vir jou boeglam lees, hy is nie daar en jy gaan hom nie kry nie. Omdat die Afrikaans kom van die Engels en die Engels kom van die Latyns en die Latyns kom van die Grieks af. So, die spesifieke woord is nie in die Bybel nie, maar die gebeurtenis waarna daai woord verwys en sy betekenis is vir ons baie duidelik. En hierdie ouens het dit vir my mooi opgesom. Hulle sê wegraping is 'n teologiese term wat Latynse term gebruik om 'n Bybelse leerstelling uit te druk. Sjoe, so daai op 'n T-shirt. So jy gaan nie die woord kry nie, maar wat dit verduidelik is daar. Definitief. So jy kan nie sê die wegraping is nie in die Bybel nie. Dis nie waar nie. Jy verwar wat hierdie ouens gedoen het met die actual ware wegraping. Okay, so wat beteken die woord? So die Nuwe Testament is oorspronklik in watse taal geskryf? Grieks. Okay, dankie. Hier is maar net 'n Bybel tool op die internet, enigiemand kan dit gebruik. So die woord vir wegraping, of waar ons die woord wegraping vandaan kom, is die Griekse woord harpazo, en daar waar die twee pyle is wat dit beteken. Sorry, is baie klein. To seize, snatch, take away by force, to catch, seize, take by force. Dit is wat die woord wegraping beteken. Harpazo is die Grieks, en dit beteken presies dieselfde wat die Afrikaans gesê het, to take away by force. So dit is wat die woord beteken. So waar in die Bybel kry ons dit? 1 Tessalonisense 4, maak dit daar oop. Dis belangrik soos Dion gesê het, dat jy self kyk, moenie net goed vir soetkoek vat nie. Dis die ander ding wat ek net oor sê is, moenie net omdat iemand iets sê, okay, hy het 'n reputasie, daarom is dit so, dan gaan jy in gate begin trap. So 1 Tessalonisense 4, vers 16 en 17. So hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep
met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Okay, so daar's 'n major ding wat plaasvind, 2 major goed wat plaasvind. Daarna, so na dit, sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. So daar is die Afrikaanse 33, 53, die volgende een is net die 20. So die rapture, die woord, daai to be taken by force, is weggevoer, opgeneem. Die Engels praat van to be caught up. To be caught up. En dan die Amplified sê vir ons, then we who are alive and remain on the earth will simultaneously be caught up, en dan sit hy in hakkies, rapture. Dis die wegraping. Die wegraping is wanneer die gelowiges, wie staan eerste op? Die dooies. So al die zombie flieks gaan waar word. Grafte, ek weet nie, ek kan dit nie eers in, ek dink die enigste voorbeeld wat ons het is toe Jesus gesterf het. Toe hy gesterf het, toe gaan daar grafte op, en almal is like, ouma? So, ek weet even, so die dooies gaan opstaan, en dan ons wat nog lewendig, ons gaan saam met hulle opgeruk word. We're gonna be caught up, we're gonna be raptured. So dit is die wegraping. Waar vind dit plaas? For the Lord himself will come down from heaven. Nou ons gaan nou 'n bietjie oor dit praat, want dit is ook bietjie, en hier's waar die ouens dit confusing maak vir mense. Is hulle leer 'n ding, wat ek seker julle van gehoor het, die pre-tribulation rapture. Wie het al daai term gehoor? Pre- of voorverdrukking, wegraping, wat beteken dat Jesus gaan sy kerk kom haal, en dan gaan die verdrukking begin, en die antichrist gaan opstaan. Een van hulle argumente is dat die Heilige Gees is die een wat heiliglik keer dat die antichrist sy verskyning kan maak, so en hy woon in ons as gelowiges, in die kerk, so vir hom, om tevore te kom, moet ons uit die pad uitkom. So ons moet verwyder word, dan kan die antichrist opstaan. Nou, ek moet bysê, nie alle mense wat glo in die pre-trib rapture, is koekoes en stel datums nie. Okay. Wat hierdie ouens gedoen het, is hulle diskrediteer 'n klomp mense. Meeste ouens wat in daai lering glo van ons gaan voor die verdrukking verwyder word, is slim genoeg of wys genoeg en lees net hulle Bybel om te sê, ons kan nie datums by dit sit nie. So onderskei asseblief daai 2 groepe, en dis wat nou gebeur. Die ouens kom en sê, okay, julle ouens stel datums en die Here gaan ons kom haal, dit gebeur nie, want dit is nie in die Bybel nie. Nou, ek hoop julle verstaan die wegraping is in die Bybel. Wat is die wegraping? Dit is wanneer ons weggeruk word om Christus waar te ontmoet? In die lig, in die wolke. Ja, nie die hemel daar, in die wolke, net soos wat hy opgevaar het, gaan hy weer terugvaar. Okay. So, die probleem is nie die wegraping nie. So daai ou wat daai stelling op Facebook gemaak het, wat gesê het, die wegraping is nie in die Bybel nie, hy weet nie waarvan hy praat nie, en ek blameer hom nie, want hierdie ouens maak dit, hulle verwar die goeters, en dit maak mense die mekaar. Ek hoop ek maak julle die mekaar vanaand hier, is julle nog met my? Die ding waaroor ons verskil, is wanneer gaan dit plaasvind. So die vraag is nie wegraping ja of nee nie, definitief, die vraag is wanneer. Nou my storie is, ek was 'n alkoholist. Ek was 'n pre-tribber gewees. So nou onmiddellik jy like, was? Okay. Nou hier's waar ek sê, ouens, moet nou nie, jy glo nie meer soos ek glo nie, ek gaan nie meer vir jou wat ook al nie. Hierdie moet ons nie verdeel nie. Maar hier's my ding. Ek het al hierdie lering gehoor van mense, en yes, my storie maak nie saak nie, dis wat die woord sê wat saak maak. So ons kan verskil, maar daar is implikasies, want hier's my ding. Ek het pre-trib geleer, maar nooit
vrede in my hart gehad om dit vir mense te deel en te sê, ouens, moenie worry nie, voor dit regtig wit warm op hierdie aarde raak, gaan die Here Jesus ons kom haal en ons gaan al daai goed vryspring. Ek kon dit nie sê nie. Nou net omdat ek dit nie kon sê nie, beteken niks nie. Hoekom? Want ek kon dit nie 100% uit die woord vaslê nie. Ek het skrifte gelees, dan sê ek soos, maar daai klink vir my nou, daai klink vir my so en so. En toe ek die lens afhaal van al hierdie goed wat ek gehoor het, van dierbare mense wat amazing goeders leer, toe lees ek eendag 'n skrif, en dis die skrif wat ons hier volgende nag gaan kyk, en toe lees ek dit vir die eerste keer, toe lees ek wat daar staan. En ek het 'n klip van 'n dominee, en dit gaan niks oor die dominee nie, maar hy lees hierdie skrif presies soos wat ek gelees het. Jy lees dit, maar jy lees nie wat daar staan nie, en dan maak jy die teenoorgestelde afleiding van wat daar staan. En dis asof skille van my oë afgegaan het, en ek is like, nou bygesê ek mag verkeerd wees. Alright? Ek mag 100% verkeerd wees. Ek is liewers verkeerd, en ek waarsku julle, maak reg vir die ergste, en dit klink nou super dramaties, maar ek is liewers verkeerd, maar ek sê vir julle, maak reg vir die ergste, en ek's verkeerd, en ons is like, okay, cool, shoe, ons het dit gemaak, high five. As wat ek vir julle sê, moenie worry nie, ons gaan nie daar deurgaan nie, en dan sien ek, wat gaan nou hier aan? Ek het nie hierdie verwag nie, want my oortuiging, en hier's waar die implikasies kom van om uitkyk op hierdie wegraping te hê, is dat as jy bank dat die Here jou gaan kom haal voor al hierdie verdrukking en verskriklike goeters wat ons al reeds sien plaasvind en dit gebeur nie, is dit nie dalk moontlik dat daai teleurstelling gaan maak dat jy van hom af wegstap nie? Ek vra, is net 'n vraag. Want hoekom waarsku hy ons keer op keer? Ja, maar dis net vir die Jode. Okay, dis convenient. Arme Jode. Dit was net vir die eerste kerk. Hulle deur vervolging en hulle is vir leeu's gegooi. Ons is 'n baie spesiale generasie, ons gaan dit vryspring. Okay, dis ook convenient. En ek dink gaan ons daai skrifgie bespreek, wat ons, daai 2 Tessalonisense 2. Hy sê, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor, of verskrik te word nie, deur gees, of deur woord, of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God, as God sal sit, en voorgee dat hy God is. En dan die stuk daarna, dan praat hy van die een wat hom nou teehou, dat hy kan opstaan, en baie mense sê, dit is die kerk, en dan sê dit, hy kan nie sy verskyning maak, as hy nie eers uit die pad uit is nie, en dis die hele storie van die kerk moet verwyder word, dan gaan die antichrist na vore kom, daai hele vredesding doen, en halfpad deur hierdie storie, dan breek alle hel los op die aarde, nog meer as ooit van tevore. Okay, al probleem is, dis nie wat het sê nie. Ek dink in elk geval nie so nie. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die, wat's dit? Nee. Wat is die wederkoms? As Jesus weer kom. Hoeveel keer kom hy in totaal? Okay, hoeveel keer het hy al gekom? Okay, so wat's 2 minus 1? So hoeveel keer moet hy nog kom? Okay, so, ek sê dit maar net. En hoor my mooi, daar's ouens wat in die ander kamp sit, wat argumente teen al hierdie goeters het. Ouens, en dis hoekom ek sê, moenie verdeel nie. Kom ons probeer net laat die skrif sê wat dit sê, sonder om iets in dit in te lees. So, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, dan is daar 'n baie belangrike woord. En ons vereniging met hom. Nou, as jy net logies dink aan daai sin, praat hy van 2 goed jare uit mekaar uit, of 2 goed wat saamgevat word? Okay, so as jy net Afrikaans lees, dan is jou eerste afleiding, die wederkoms van ons Here Jesus Christus, en ons vereniging met hom. Saam, dis mos eintlik wat daar staan.
En nou hier's wat gebeur, hier's wat ek dink gebeur, is dat daar's klomp stukke tussenin, wat hy vir jou sê, moenie geruk word nie, en ek dink jy verloor jou, wat noem hulle dit, jou train of thought, jou konsentrasie. So ek wil net, kom ons lees dit, Here en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor, of verskrik te word nie, deur gees, of deur woord, of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag, so kom ons haal net 'n paar van uit, en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor, asof die dag van Christus al daar is nie. Wat is die dag van Christus? Ok, so, as ons lees van die dag van Christus, dink jy hy bedoel net die wederkoms, of dink jy hy bedoel die wederkoms, saam met ons vereniging met hom? Is dit hoe julle dit ook lees? So, asof die dag van Christus al daar is, so stem julle saam met my, want hy praat van die dag van Christus, verwys hy terug na wat hy nou net gesê het, die wederkoms en ons vereniging met hom. Wanneer is die wederkoms? Wanneer hy weer kom. Ja, 7 Oktober, allegedly. Julle, ek het so klip, shame. Hulle gebruik nou die Julian kalender, en dis nog steeds 23-24 Oktober. Maar dit val nou net op September, dit val net op 6, maar is nog steeds hierdie datum, maar is eintlik op hierdie datum. Ok, in elk geval. Asof die dag van Christus al daar is. Ok, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Ok, want eers, ok, wat beteken want eers? So, moet dit voor daai dag gebeur, of na daai dag? Voor daai dag. Ok, wat is daai dag? Wat behels daai dag? Ja man, daar bo in die rooi. Ja nee, jy is reg, dit behels dit, skus, maar so eers, en is nie Emmaus afval of wat sê afval gilde, afval, die wegval, die wegbeweeg van waarheid, daai wat Dion gelees het in 1 Timoteus 4, mense gaan nie meer luister nie, hulle gaan wegdwaal van die geloof, dit is die afval. Want eers moet die afval kom, daar is nog 'n belangrike woord, en die mens van sonde gewat word, wie is hy? Die Antichrist, die ultimate ene, daar was al baie gewees, maar hierdie is nou die myn ou. So wanneer gebeur daai twee goed in blou? Voor of na die goed in rooi? Voor. Voor die wederkoms, yes, en ons, nie skaam wees nie, lees net waar daar staan, en wat is ons vereniging met hom? Dit is wanneer ons, gaan na die vorige, yes, daarna sal ons wat lewe en oorgebly het, saam met hulle in die wolke opgeneem, om die Here in die lig te ontmoet. Gaan weer na die ander een? Ons vereniging met hom. Dit verwys na presies dieselfde ding. So voor die dag van Christus, by die wederkoms, en waar ons met Jesus verenig word in die wolke, moet die afval eers plaasvind en die Antichrist moet geopenbaar word. So die kerk kan nie verwyder word vir hom om na vore te kom nie. Ons is hier. As ek net lees wat daar staan. En ek weet baie ouens het baie slim argumente oor hierdie, en toe ek dit die eerste keer lees, dus ek like, bo, miskien, en nou wat ouens doen is, hulle sê die afval, die oorspronklike betekenis beteken departure. So dit verwys na die rapture. So die rapture moet eers plaasvind, en dan kan dit werk nie so nie. Dit werk nie. Elke keer wat daai woord afval, apostasia gebruik word, verwys dit na 'n negatiewe wegval van God af. Wie van julle sukkel met daai? Wees eerlik asseblief. Dankie. Ek het ook met dit gesukkel.
Maar hier's waar ek vir jou wil sê, ons moet toelaat dat die skrif sê wat dit sê. Anders te gaan ons in hierdie dae in hardloop met ons eie prentjie en ons gaan teleurgesteld wees want dinge gaan nie gebeur soos wat ons dink nie. Nou ek mag verkeerd wees. Ek sal so bly wees as ek verkeerd is. Want ek is ook nie heeltemal lus vir alles wat gaan gebeur nie. Maar as dit is hoe dit moet wees, dan weet die Here hoekom. Dan moet ons onsself begin voorberei vir dit. En ek bedoel nie soos Dion altyd spot blikkies, boentjies en ja, onder die grond gaan wegsteek. Ons gaan in daai tyd hierdie goeters moet tegemoet kom. So dit is hoekom ek nie meer 'n pre-trib rapture ou is nie. En daar's dierbare mense in hierdie land, in hierdie wêreld wat dit leer en ek het baie respek vir hulle. Ek stem net nie met hulle saam nie en ek gaan of reg wees of verkeerd wees en dit gaan nie oor, yes, ek was reg. Hier gaan ons. Dit gaan nie daar nie. Dit gaan oor wat sê God se woord vir ons, want elke woord is geïnspireer en dis nuttig vir ons vir lering en al daai goed wat daai skrif verder sê. So ek hoop hierdie laat julle begin dink. Gaan lees dit self by die huis as dit jou dwars. Ek weet dis moeilik want ek weet meeste mense in Amerika en Suid-Afrika is nou 'n baie groot veralgemening is pre-tribbers. En hulle het allerhande goeters van ja, Jesus won't beat up his bride before the wedding tipe goeters, jy weet. Ek is soos shame. Die arme eerste kerk. Hulle wow. Geskiedenis leer vir ons dat count the cost. Yes. Ja, dankie. Ja, dis nie soos jy kom by die poorte en is mos nou nie hoe dit werk nie, maar ons het mos so Petrus is soos het jy die wegraping reg verstaan? Nee, jy's nie welkom nie. Dis nie hoe dit werk. Hoe word jy gered? Ja, alles wat julle nou gemompel het. Al daai by mekaar. Dis nie oor of jy die wegraping reg verstaan het of die wederkoms reg. Ek dink dis nuttig om ons voor te berei natuurlik, maar dit kwalifiseer jou nie. En daai een oom by die Kirk Memorial het dit so goed gesê. Daai oom met die bril, daai Turek ou. Hy sê Charlie isn't in heaven today because he sacrificed himself for his savior. Hy sê Charlie's in heaven because his savior sacrificed himself for Charlie. En dis dit. Dis nie van, gee ek myself nou hoendervleis hierso. Sjoe. Dis my eie sê ding nie. So ja, nee, dit het niks met jou saligheid te doen nie. Dis net van, kom ons laat toe, want dit staan hier vir 'n rede, vir ons om voorberei te wees, dink ek, ja. Ek dink dit is verskriklik belangrik, ouens, dat ons verstaan, hoekom is die wegraping 'n issue? Hoekom moet ons weet, waaroor gaan die wegraping? Net om julle 'n lering te gee oor om die definisie van dit te verstaan. Gaan jou baie intelligent laat klink dalk om 'n braaivleisvuur. Maar ek en jy moet verstaan, hoekom praat hulle van die wegraping? En ek wil jy moet gou jou Bybel oopmaak by Matteus 24. Want hierdie wat Jacques nou met ons oor gepraat het, gaan absoluut geen waarde of betekenis vir ons hê, as ek en jy nie verstaan, maar hoekom praat hulle van 'n wegraping nie? Hoekom is dit belangrik om dit te verstaan nie? So Matteus 24, hierdie is net so voordat Jesus opvaar. En nou begin hy met sy disippels praat en hy vertel vir hulle, wat gaan van hulle word? Wat gaan met hulle gebeur? Waartoe is die wêreld op pad? Wat is die uiteinde van alles? En hy gee vir hulle 'n prentjie van wat gaan gebeur in die laaste dae. En ek wil jou vra om Matteus 24 by die huis 'n studie van dit te gaan maak. Ons het nie nou vanaand tyd om in diepte daaroor in te gaan nie. Maar ek wil vir jou gou 'n paar raakgoed lees dat jy moet hoor wat gaan gebeur met hierdie wêreld. Jacques het so mooi gepraat van die bril. Ouens, baie van ons het nie 'n klou wat met ons wêreld aangaan nie. Baie van ons verstaan nie hoekom die politieke skuwe plaasvind wat in die wêreld plaasvind nie. Weet ek en jy wat gaan in Israel in? Verstaan ek en jy hoekom is daar 'n oorlog tussen Israel en die Palestynë? Verstaan jy dit?
Weet jy hoekom kan hulle nie vrede kry nie? Hoekom kom daar nie vrede nie? Hoekom is daar altyd hierdie al ewige gekarring en 'n geskiet en 'n vermoordery onder mekaar? Verstaan jy hoekom gebeur dit? Is dit net omdat daar selfsugtige politieke leiers is? Is dit net omdat die een 'n apartheidsisteem is en die ander ene is ouens wat sukkel en suffer en swaar kry? Jy sien, as ek en jy nie 'n Bybelse konteks het nie, dan kan ons nie bewus wees van wat om ons aangaan nie, en dan gaan jy hierdie, wat Jacques nou verduidelik het, gaan vir jou regtig niks sin maak nie. So ons moet weet, wat het Jesus ons geleer, oor wat moet ons verwag, wat is op pad, sodat ons wakker kan wees in daai tyd. Okay? So hoor waarmee begin hy. Vers 24, vanaf vers 4. Ekskuus, vers 3. Verskoon my as ek die Engels lees net baie makliker. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the signs of your coming?" Hierdie wat Jacques nou van geleer. Wat gaan die tekens wees dat u weer gaan terugkom, né? And the end of the age. And Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars." Hoor nou begin Jesus vir hulle 'n prentjie skets, né? Hy sê vir hulle, "You will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet." So 2000 jaar terug sê Jesus vir hulle, daar gaan oorloë kom en rumors van oorloë en oorloë. Het ons in die afgelope 2000 jaar oorloë gehad? Bietjie of baie? Baie. Het daai oorloë wat gekom het, dit vir ons gewys dat Jesus op pad is? Luister mooi, lees mooi wat het jy daar, wat sê hy? Do not be troubled, want dis nog nie dit nie. Okay? So moenie laat die oorloë wat gaan gebeur julle laat skrik nie. Dit moet gebeur. Dis nog nie 'n teken nie, né? Hy sê mos daar, the end is not yet. For nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be famine, there will be pestilence, earthquakes, and various places. All these are the beginning of the sorrow. So hy sê al hierdie goeders wat gebeur, oorloë, koninkryke teen mekaar, aardbewings, hongersnood, al daai goeders, dis maar net die begin van die einde. So is nog nie by die einde nie, ons is nou net besig om in daai rigting te beweeg. Hy sê verder, all these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation, and they will kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, they will betray one another. Van wie praat hy hierso? Hy praat van gelowiges. Party gelowiges gaan offended wees. Oor wat? Hulle gaan offended wees oor die vervolging wat daar gaan gebeur. Onthou julle, Jesus het daai storie vertel van die saaier? Ek dink ek het Sondag aan dit geraak. Toe hy mos die saad gesaai op die pad, ander saad het geval op die klipprige grond, ander saad het geval tussen die dorings en die dussels. Hy sê die saad wat geval het op die pad, was wat gewees? Harde harte, nee. Die vyand het gekom, die duiwel het gekom en hy saad opgepik, nee. Dit kon nie wortel skiet nie. Die tweede groep het geval in die klipprige grond. Wat het met daai saad gebeur? Dit het gegroei en opgekom en toe wat gebeur? Toe skroei die son dit. Jesus verduidelik en sê dis mense wat die woord gehoor het, die saad gevat het, dit het wortel geskiet, hulle het begin groei en die oomblik toe verdrukking begin kom. Toe kon hulle nie staan nie. They shrivel up and they die. En hier praat hy van dit. Hy sê onder ons gaan mense hulle geloof verloor. Dis daai ding wat ons van gepraat het van die groot afval, die afvalligheid van die geloof. Mense gaan nie kan cope met dit nie. Want Jesus het gesê, julle gaan sterf vir my naam. Hulle gaan julle haat omdat julle in my glo. Wat het met Charlie Kirk gebeur? Hy's dood, hy's gehaat omdat hy in Christus geglo het. Nee, hy het niks boos gedoen nie. Hy het niemand skade gedoen nie, net omdat hy in Christus geglo het. Okay? Hulle sê, many will be offended, will betray one another and will hate one another, and then many false prophets will rise up and deceive many. Dis nie wat ons aan die begin van gepraat het. And because lawless times will abound, the love of many will grow cold. Van wie praat hy daar? Sê van ons? So, dit kan wees dat selfs van die wat hier onder ons sit, sy liefde gaan verkoud. Hy sê, because lawlessness will abound. Wat is lawlessness?
Wetteloosheid. Is dit 'n wetteloosheid in die wêreld? Dis deel daarvan, maar dan gaan wetteloosheid onder ons plaasvind. Ons het nou die dag af van gepraat oor wat, ek het begin praat oor die NG Kerk storie byvoorbeeld. Wat so goed is ons besig om binne in ons geleedere in te bring. Ons Jesaja praat daarvan, hy sê in die laaste dae gaan dit wat sleg is, gaan goed genoem word, en dit wat goed is, gaan sleg genoem word. So ons gaan so goddeloos raak binne in die kerk. Hy sê dit gaan mense se liefde gaan verkoud. Want ons gaan alles aanvaar. Everything is gonna go. En as jy durf om vir mense te sê, hey, jy mag nie, dan gaan hulle vir jou sê, moenie my judge nie. Wie is jy om my te judge? Gert, jy, wie is jy om 'n vinger hier na my toe te wys? Dan dink jy is beter as ek. Die Bybel sê jy moet eers die lamppaal uit jou oog uithaal voordat jy die tandestokkie uit my oog uithaal. Dis wat gaan gebeur. People will be offended. Hulle liefde gaan verkoud. Okay? Jesus gaan verder. But he who endures to the end shall be saved. Hy wat deurdruk tot op die einde. Wat beteken dit? Hy wat deur al hierdie moeilike goed gaan. Hy wat deur al hierdie vervolging gaan. Hy wat deur al hierdie tawwe goeders gaan gebeur. Die een wat vas is. As Jesus ons sou moes kom haal voor die tyd, het jy nie regtig veel nodig om voor vas te byt nie. As jy hoor wat Jacques gepraat het van die ouens wat glo, ons gaan gehaal word voordat hierdie goeders gaan gebeur. Waarvoor gaan jy regtig moet vasbyt? Maar as jy ouens wat vasbyt in daai moeilike tye, dis hulle, as jy vasbyt tot aan die einde, sal jy gered word. Dan gaan hy verder. Hy sê, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world and witnesses to all the nations, and then the end will come. So hierdie evangelie moet gepreek word deur die hele wêreld. En dan, verstaan julle? So dis die merkers waarna ons kyk, maar dit is belangrik dat ons moet besef, meer is waarna ons moet kyk, is ons moet begin besef in watse tye leef ons nou. Waar as ons kyk op hierdie padkaart wat Christus hier vir ons gegee het, waar bevind ons onsself nou? Want rumors of war is al lankal daar. Pestilence is al lankal daar. Aardbewings, natuurrampe en goed, is al lankal daar. So waar is ons as daai goed is nou al lankal kom? Waar bevind ons onsself? So ek gaan jou nou 'n inleiding gee. En ek hoop julle kan onthou. Ek gaan jou inleiding gee na wat ons nie volgende week nie, die week daarna. Dan gaan ons in meer detail praat oor hierdie Matteus 24. Oor wat is dit presies wat Jesus sê en waar bevind ons onsself? Maar ek wil jou net so 'n stukkie inleiding gee. Jesus het 'n stelling gemaak. En hy het gesê, Jacques het hy ding gelees vir julle nou in 2 Tessalonisense 2. Toe hy gepraat het van voordat Jesus kom, moet daar twee goed gebeur. Wat was dit? Daar moet die groot afval kom, in ander woorde gelowiges se liefde gaan verkoud, nê? Nee? Hulle gaan wegdraai van die Here af en dit gaan te taaf en te moeilik raak. En die tweede ding is wat moet gebeur? Die anti-kris moet kom. Die anti-kris is die een wat gaan kom, hy gaan soos Christus wees. En dis waar die grootste verleiding gaan plaasvind. Ons gaan oor daai klas van goed en ons ook gesels wat die Bybel in Openbaring vir ons sê, hoe gaan hy funksioneer en hoe gaan hy dit regkry? Die Bybel sê, as Christus ons nie gou kom haal nie, dan sal die anti-kris dit reg gekry het om selfs die uitverkorenes te kon mislei. So hy gaan 'n sterk misleidende gees gaan hy hê om selfs die wat glo te kan wegruk. Nou, as daai twee goed waar is, as hy sê die afval moet plaasvind en die anti-kris moet kom, dan is dit belangrik dat ek en jy moet hoor wat is die woorde wat hulle gebruik om te sê hoe gaan die anti-kris kom. Die anti-kris gaan kom en hy gaan binne in die tempel instap. En hy gaan in die tempel sit en hy gaan maak asof hy God is. En watse tempel moet dit wees? In Jerusalem, maar watse tempel? God se tempel. Nee. Bestaan daai tempel? Wat het met hom gebeur? Daar's nou 'n mosk op daai plek gebou. 70 na Christus. Toe die Romeine daai hele plek in mekaar ingelaat sak. Het hom verbrand, hulle het hom tot niet laat gaan. Nou sal julle sien op prentjies en foto's as jy nog nie daar was nie. Hulle het 'n Dome of the Rock, nê? Is daar hierdie groot koperkapel. Dis een van die twee hoofsites vir die moslems, nê? Nou is daai moskee daar gebou. Maar vir die anti-kris om binne in die tempel in te kom, moet daar 'n tempel wees. So jy sal nou sien as jy oplet en jy's wakker en jy in hierdie goed is intrigue jou 'n bietjie, gaan jy nou 'n bietjie Google en jy gaan nou 'n bietjie lees en dan gaan jy hoor daar's sigtinge
dat hulle is besig met planne om die nuwe tempel te bou. Hulle praat van die 3de tempel. Salomo het 'n tempel gebou, toe die Babiloniërs hom afgebreek. Toe het hulle weer 'n tempel gebou, en toe die Romeine hom afgebreek. Nou is dit die 3de tempel, want daar moet 'n plek wees vir daai anti-kris om in te beweeg, en homself te laat opstaan as God. Hoekom? Want die Jode wag vir wat? Die Jode wag vir 'n Messias. Ons Messias, ons Jesus herken hulle nie. En dit is hoe die anti-kris sy voet in die deur gaan kry. Want die Jode, die wêreld gaan na hierdie ou kyk, want hy gaan 'n vredemaker word. Nou kom ek terug na hierdie ding toe van hierdie oorlog tussen Israel en die Palestynë. Daai oorlog gaan sulke extremities aanneem, dit gaan so erg raak, nee. Israel gaan so erg aangaan, en dit lyk nogal asof dit nou so kan lyk, maar dit het in die verlede ook al so gelyk, maar nou is dit nogal kwaai, waar hulle gaan so erg aan teen die Palestynë. Wat doen die hele wêreld? Hulle draai teen Israel. So daar gaan hierdie groot aanslag wees, en in hierdie gemors moet iemand vrede bring. Later gaan ons praat oor die Bybel sê hulle gaan uitroep vrede, vrede, en dan gaan skielik hierdie verskriklike hel hulle oorval. So iewers moet daar 'n individu opstaan, en hierdie individu moet sê, ek gaan vrede maak. En hy gaan instap, en hy gaan dit reg kry. Nou wil ek vir jou 'n prentjie gee, ek wil nou vir jou hoor, ek probeer hoor, hoe effektief gaan hierdie ou moet wees. Op hierdie oomblik, kan jy nie, daar by die Dome of the Rock, daar waar die moslems het, nee, toeriste kan nie regtig daarin beweeg nie. Die Israelies kan nie soontoe gaan nie. Die Israelse weermag hou die Jode daar weg, want die moslems wil van hulle koppe afraak, want dit is een van hulle heilige sites. En omdat hulle mekaar so haat, wil hulle nie daar hê nie. Nou, moet daai tempel weer gebou word op daai plek waar hy moskee nou is. Hoe gaan hulle dit regkry? Verstaan julle, hoe sterk gaan daai ou se vermoë wees om vrede te moet bring? Dat daai ouens sal instem en sal sê, is reg, kom bou die tempel. Verstaan julle wat se mate van vrede gaan hy bring? En as daai ou dit op daai vlak kan regkry, gaan almal sê, hierdie moet die Messias wees. Verstaan julle? En almal gaan sê, yes, ons buig voor hom neer. This is the one that we've been waiting for. Nou later gaan ons julle leer, en dis waar die goeders van die merk van die dier en die klas van goeders gaan begin plaasvind. Maar jy moet verstaan dat daai goed is op pad. Maar vir dit om alles te gebeur, moet daar moet 'n opbou wees. Na hierdie verskriklike, na hierdie great tribulation. Daar moet 'n opbou na hierdie goed wees. Dis hoekom, as ek en jy bid vir dinge om beter te raak in die wêreld, bid jy maar eintlik teen God se wil. It's not going to get better, it's going to get worse. Dit moet erger raak, sodat iemand kan opstaan en later vrede kan bring. Maak dit sin? So, dis in al daai goed wat plaasvind. En dan gaan die Here sy oordeel op hierdie wêreld uithaal. En dis dan wat gebeur wat Jacques nou gesê het. Nou gaan die Here Jesus kom. Hy kom ons haal, ons gaan hom in die lug ontmoet, sy wederkoms, en ouens, dan is dit nag hieronder. Dan is dit wat dinge totaal en al totally ballistic gaan. Maar tot op daai stadium, totdat hy ons kom haal, moet ons leef, want ons moet hierdie koninkryk se evangelie, moet ons aan die hele wêreld gaan verkondig. Ek en jy moet weet, tot op daai punt, gaan baie van ons dalk nog sterf vir ons geloof. Maak dit sin? So hier is my laaste punt wat ek wil maak. Ek het Sondag ook gesê, dis hoekom ek onder die oortuiging is. Ek kan nie meer vir mense sê, Jesus kan net enige tyd kom nie. Dis 'n mooi ding om te sê. Die verwagting is dat Jesus moet asseblief gou kom. Maar as ek na die tydlyne kyk, kan ek nie sê Jesus kan net enige tyd kom nie, want daar sekere goeders wat nog in plek moet val. Maar ek en jy het 'n aandeel daarin. Het jy dit geweet? 2 Petrus 3. Amper agter in jou Bybel. Ons lees hier van hier van vers 3 af. Hy sê, knowing that first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. So waar is hierdie wederkoms nou? Wanneer kom hy nou? Nee? For this they willfully forget, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, by which the world that then existed perished, being flooded with water.
But the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are reserved for the fire until the day of judgment and perdition of the ungodly man. So daar praat hy van hierdie aarde sit en wag om verwoes te word, né? Hy gaan met so al 'n vuur verwoes. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord 1 day is 1,000 years, and 1,000 years is 1 day. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slack, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. En dit is hoekom hy nog nie opgedaag het. God is genadig, hy wil nog soveel mense as moontlik kans kry om in sy koninkryk in te kom. Maar hoe moet hulle in die koninkryk inkom? Ek en jy moet die goeie nuus gaan verkondig. Ons moet dit uitkry by soveel mense as moontlik. So dis hoekom dit baie moeilik is om te sê 'n spesifieke dag en datum, want die Here gee nog tyd en gee nog tyd en gee nog tyd. Hoor wat sê hy verder. Vers 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burnt up. Works that are in and will be burnt up. Therefore, since all things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Wat sê hy daar? Wat moet ons houding wees? Julle wat die koms van die dag van God verwag en wat beteken dit? Ekskuus. So wat kan ons doen? Ja, ons 'n pad kies nie. Wat beteken dit? Ons kan die koms van die Here kan ons verhaas. Deur wat te doen? Deur ons werk te doen. Verstaan julle? So ons sit en wag vir die koms vir die Here, maar ons sit nie en wag net wanneer gaan hy kom nie. Ons sit en wag en ons is besig, terwyl ons sy woord verkondig, terwyl ons hierdie evangeliese boodskap deel met ander, is ons besig om in daai verwagting, want God wil soveel moontlik in sy koninkryk hê, dis hoekom hy wag. Maar ons het 'n aandeel daarin. En dis hoekom ons oor hierdie goeders moet begin gesels, dat ons die tye kan raak sien waar ons in is, maar ons moet die erns raak sien, van, ons kyk, Jesus het gepraat van die vyeboom, hy sê, jy kyk na die vyeboom en jy sien, daar's vrugte en daar's blare en goeders, so dit gee jou 'n goeie indikasie, en ek en jy moet hierdie indikasies moet ons begin raak sien. En as ons kyk wat na Israel gebeur, as ons sien wat alles daar in plek val, dan moet ons begin besef, ons is dalk nou baie nader aan die einde, as wat ons 100 jaar terug was. So daar moet 'n hastigheid by ons kom. Nie sit en wag vir die Here om te kom nie, 'n hastigheid om sy koninkryk in mense se lewens gevestig te kry. Maak dit sin? En dis hoekom, vat Matteus 24, gaan lees om hy hele gedeelte. Matteus 24, skryf gou neer. Matteus 24, Markus 13 en Lukas 21. 21. Matthew 24, Mark 13 en Luke 21. So verstaan julle dat die Here Jesus sy kerk wil kom haal? Verstaan julle, ons gaan deur moeilike tye gaan? En ons moet reg wees, dis hoekom Jacques dit so mooi aangehaal, nou, dis hoekom ons moet reg wees om die koste te moet bereken. Ons moet weet wat gaan van ons verwag word. Party van ons gaan met ons lewens betaal. Gebeur in ander dele van die wêreld. Nigeria die afgelope 10 jaar, 150,000 mense wat sterf vir hulle geloof. Dink julle dit gaan ons tref? Watch. Ons weet nie wanneer nie, maar die moontlikheid is daar. Dis die ekstreem. Maar ons kan verwag dat mense, wat het hy gesê, broers gaan teen mekaar opstaan, ons eie families gaan ons uitverkoop, mense gaan onder ons gaan aanstoot neem omdat ons opstaan vir die waarheid, lou Christene, gaan nie kan deel met die feit dat ons besig is om te doen wat God ons geroep het nie. Ag, maar julle is 'n bietjie te erg. Moet julle nou regtig so en wees?
Nee? Ag ja, julle moet liefde bewys, jy weet. Dis wat gaan begin gebeur, ouens. En dis waar ons moet besef, wat is nou besig om met ons te gebeur. So net alweer, steek net jou hande vir 'n oomblik saam met my op. En dan sê ons net vir U dankie, Here. Here, dankie dat ons nie hoef te vas oor die datums en oor tye nie. Dankie dat U ons attent maak op dit. Maar Here, dankie dat dit ons moet laat besef die erns van hierdie saak waarmee ons besig is. Here, is dit nie wonderlik om te dink dat ons U koms kan verhaas nie. En ek kan verkeerd wees, maar ek is onder die oortuiging, Here, dat U dalk al graag baie langer terug sou wou gekom het. Maar die goed speel uit soos wat dit moet. Ek bid net, Here, dat U my sal help, en elkeen van my boeties en sissies wat saam met my is, Here, om die erns van hierdie saak, die erns van om getuies te wees, om dit op te neem. Help ons om te begin besef, Here, ons gaan moet waarheid leef en waarheid praat. Help ons om te besef, Here, ons daarvan wegkruip en stil bly en in die skare wees is verby, Here. Help ons om reg te wees vir wanneer mense gaan aanstoot neem. Help ons om reg te wees vir wanneer mense snotty aanmerkings gaan maak. Here, maak ons reg vir wanneer familie en vriende ons dalk sal afskryf vir dit wat ons in glo. Nie omdat ons rondhardloop met veroordeling nie, nie omdat ons rondhardloop en vingerwys vir mense en almal wil teregwys en met die Bybel wil slaan nie. Nee, Here, net omdat ons waarheid leef. Net omdat ons waarheid praat om hulle te red ook, Here. Geef vir ons wysheid, Heilige Gees, ons bid vir daai wysheid. En ons glo en vertrou, Here, dat hierdie is 'n tyd wat U ons kom skud. Hierdie is 'n tyd wat U ons kom wakker maak uit die slaap uit. Dat ons kan gaan begin besef that day is coming. The day of the Lord is coming. Maar tot dan, Here, wil ons besig wees met U werk.